Maar jy het ook geskryf en ook goeie nuus hopelik oor navorsing gedoen in ag van verhoudings. So dit is 'n groep navorsers wat verbonde is aan die Universiteit van Texas wat 'n oorsig gegee het en half 'n ontleding gedoen het van bestaande navorsing en literatuur oor dit wat mense gelukkig maak in verhoudings. So hulle het hierdie toe nou gebreek in evolusionêre faktore en nie evolusionêre faktore. So jou evolusionêre faktore het te doen met onder meer jou pasmaat se persoonlikheid. Hulle het dit baie opgebreek in wat mans in die algemeen wil hê in 'n verhouding en wat vroue in die algemeen wil hê in 'n verhouding. En ook jou pasmaat se sogenaamde waarde op die mark, jy weet. So hulle het gesê jou waarde op hierdie datingmark word bepaal deur die kanse dat jy gaan kinders kry en hoe baie kinders jy moontlik sal kan kry en dan ook jou plek in die sosiale hiërargie. Maar wat vir my baie interessant was hier, is hulle sê, het is nie ouderdomme van 20 en 40, daal ons tevredenheid in die algemeen in verhoudings, en dan neem dit weer toe tot by 65, en daarna stagneer ons tevredenheid in verhoudings. En nog 'n baie interessante brokkie wat hier uitgekom het, is vroue wat chemiese voorbehoeding gebruik. As hulle chemiese voorbehoeding gebruik, ten tye dat hulle 'n man ontmoet, en dan dit stop, terwyl hulle in die verhouding is daar 'n baie groot kans dat hulle nie meer gaan aangetrokke wees tot daai man nie, omdat chemiese voorbehoeding ons sekere stadiums van ons hormonale siklus onderdruk. Ja. En in verskillende tye van die hormonale siklus is vroue meer geneig om aangetrokke te wees tot sekere eienskappe. Baie So dis baie interessant geweest om dit te skryf. Ja, en dan net jy weet wat maak vir 'n langdurige verhouding. En hulle sê ook dat hulle het ook bietjie gepraat oor ontrouheid en hoekom ontrouheid ons ongelukkig maak in ons verhoudings. Okay.